Ek wil ook welkom sê aan besoekers vandag, besoekers wat ek nou van weet wat vandag hier so is Henning van Heerden se maat en die Betty. Hulle sit daar iewers, nee waar, hierso, sommer hier voor my. Ja, daar staan die Betty en saam met daar Sari en David. Sy word vandag oor 'n maand 97 en sy kuier nou hieronder en ek het hulle ook genooi om vandag aan die nagmaaltafel te kom aansit. Hulle is van Weltevredenpark gemeente daarbo in Johannesburg, maar almal ou Kimberlite. Ek wil ook vra dat julle asseblief ons groete sal oordra aan Weltevredenpark gemeente. So baie welkom aan julle, ons is bly om julle vandag hier by ons te hê. En dan gaan ons nou begin saam sing. Lied 430, Kom Skepper Gees, besoek u kerk, 1, 2 en 4. Ja, ek het vergeet om te sê, dis 'n lied wat nie aan ons bekend is nie en toe Toret nou 'n ander lied se musiek gevat. So die note het nou nie ooreengestem nie. Ek was nou aanvanklik 'n bietjie te mekaar gewees toe ons nou hier begin. Is note wat moet kort wees, wat lank is en so voort. So onthou ek nou. Dankie Toret dat jy dit vir ons so gedoen het. Ons beteken baie mooi liedere, pragtige woorde. Maar ons ken nie die melodie nie. Party melodieë is eintlik glad nie lekker om te sing nie. Dan is dit goed as jy 'n knap orgeliste het wat vir jou dit so kan uitwerk. Ek sien intussen ook vir Henning in die wande agter. Baie welkom en julle ook hier by ons vandag. Dan sing ons nou by lied 440, Die Here salf ons met sy gees.
En dan sing ons lied 530 en 526 agter mekaar, praat ek mense engele tale, en waar daar liefde is en deernis, daar is God die Heer. Daarna is die aankondigings wat Elsouna vir ons sal doen. Volgende Sondag, die 31ste, 4:00 die middag. Almal wat belangstel, wat lus het om te kom gesels en te onderskei oor die pad vorentoe, word genooi om hier te wees. Sondag, die 31ste, volgende Sondag, 4:00, gaan ons by mekaar kom. Goed, ons sing nou by lied 442, die 2 verse, Gees van God wat in my woon. Ons bly staan daarvoor tot met die loflied later. Van God wat in my woon.
Ek sal vir hulle 'n ander hart gee en 'n nuwe gees onder hulle laat posvat. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van ons skepende Vader, ons reddende Here Jesus en ons vertroostende Gees. Amen. Ons sing nou O Leidsman Gees van waarheid in antwoord op die Here se groet. Dankie. Vriende, soos wat ek baie keer maak, veral met 'n spesiale geleentheid soos hierdie, het ek 'n gebed gaan voorberei en ek bid daardie gebed nou namens ons almal. Kom ons bid saam. Drie-enige God, U gee Uself op soveel maniere aan ons, as versorgende Vader, as gekruisigde Seun, maar ook as die lewegewende Gees. Vandag dank ons U dat U mense oor geslagte getrou laat getuig het, sodat die evangelie van Jesus en die geloof in Hom ook aan ons oorgedra is. Dankie dat U ons vir hierdie boodskap en vir Hom ontvanklik gemaak het. Dankie dat die kiem van die lewe by ons op goeie grond geval het en dat ons tot geloof gekom het. Dankie dat U ons in die hele skepping bly inspireer en bly vernuwe. Saam met U en met die skepping kreun ons oor hulle wat nood ly, families wat treur, mense wat honger ly, ander wat midde in oorloë is, kinders in haglike omstandighede en nog baie. Here, ons bid vir geduld met onsself, ons bid ook vir geduld met ander, ons bid ook dat ons met U geduldig sal wees. U wat beter weet, dat ons op U sal wag. En Here, ons bid byna teen hoop op hoop, vir wysheid en vir selflose leierskap op nasionale en internasionale gebied. Here, wil U op een of ander wyse ingryp. Ons bid, Here, vir eenheid tussen U kinders, en dat die kerk 'n voorbeeld sal wees van hoe ons voor U moet leef.
en dat ons ook 'n profetiese stem sal wees wat die pad aandui. En nou bid ons Here dat u stem helder na ons toe sal kom in die naam van Jesus. Amen. Goed, ek wil my maatjies vorentoe nooi asseblief. Wil julle vir julle elkeen 'n veer vat asseblief? En 'n boekmerkie. En ek kan dit maar net daar neersit aan die ander kant as julle klaar is. Daar is hy. Goed, as ek nou so sou klop, aan julle deur, terwyl julle nou lekker TV kyk, of julle speel speletjies, of julle gesels net, of julle bou as gesin 'n legkaart, en hier kom ek en ek klop so hard aan die deur. Gaan julle skrik? Ja, nee, julle gaan skrik hoor. Julle pa en ma gaan saam met julle skrik. Hulle gaan sê, wie klop nou so? Hulle gaan dink, en julle gaan dink, iemand het moeilikheid. Nee, en hulle kom nou by julle soek verskuiling. Of, julle gaan dink, dis iemand wat wil kom moeilikheid maak. Nee, miskien is dit die polisie. Nee, mens weet nie. Maar jy skrik as iemand so aan jou deur klop. Maar baie mense dink, dit is hoe die Here ook is. Hulle dink die Here werk so hard en slaan op die deur en die deur van jou hart nou en allerhande sulke goeters. Maar die Bybel sê vir ons, die Here is nie so nie. Die Bybel sê vir ons, nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees, sê die Here. So die Here sê, hy werk nie deur krag en geweld nie, hy werk saggies met ons. Hy sê, dit is soos die wind, né? Hy praat van sy gees wat onder ons is, sy gees is sy besonderse teenwoordigheid by ons. Hy sê sy gees werk by ons soos die wind. Jy sien nie die wind nie, het julle al die wind gesien? Nee, jy sien nie die wind nie, jy sien net die blare wat waai en die takke en die grasies wat golfies maak, maar jy sien nie die wind nie. Jy voel dit ook nog, maar jy sien dit nie. Hy sê, so is die gees. Jy voel die gees, jy weet die gees is daar, jy sien wat doen die gees, maar jy sien nie die gees nie. En so werk die Here ook in jou lewe. Nou as jy nou daai veer vat, né, en jy vee so oor jou hand, né, is lekker sag, né, maak jou kalm. Dit is lekker om 'n veer teen jou te voel. As jy sê maar 'n parakiet of so iets by die huis het, of selfs 'n hoender op 'n eend, en jy hou jou gesig so teen hulle, dis lekker sag, jy voel sommer lekker. En dit is hoe die Gees in ons lewens werk, saggies. Maak dat jy goed voel. So wanneer jy hartseer is, dan kom die Gees na jou toe en hy troos vir jou. Jy sien nie die Gees nie, maar jy voel net getroos. Jy weet die Here het my gehelp. En net so as jy bang is en jy weet nie hoe jy hierdie ding wat nou gaan gebeur hier voor jou moet hanteer nie, jy's bang vir iets by die skool of waar ook al, dan gee die Gees vir jou moed en jy sê goed, ek is 'n bietjie bang, maar ek gaan nou, want die Here sal vir my help. Dis hoe die Gees werk. Saggies werk hy.
in jou lewe. Dit is so iets. Né? As iemand so klop aan jou deur, dan wonder jy, ja, wat is dit? Wie is daar so, is dit miskien 'n pakkie wat afgelewer word, die is opgewonde daaroor miskien, of miskien is dit die bure wat kom kuier, of wat ook al. Maar as daar saggies geklop word, dan voel jy wil die deur gaan oopmaak. Jy wil vir die een wat daar is welkom sê, kom in. En dis hoe die Here met ons werk. So wanneer jy met die Here praat, wanneer jy vir die Here sê jy's bang, of wanneer jy vir die Here sê jy's hartseer, of wat ook al ook met jou gebeur, dan wag jy vir die Here om saggies te klop, en dan maak jy die deur vir die Here oop. Ons maak dit net vir hom oop. En hy sê, hy kom dan in, en hy kuier by ons. Mag julle dit so beleef in julle lewe, dat die Here saggies met jou werk. Dankie julle. Julle kan nou weer gaan sit. Ek sien daar staan Lukas op die bord, maar ek het dit half moeilik gemaak vir 'n koster om te weet wat om op te sit, want ons gaan op 'n paar plekke in die Bybel lees vandag. Die tema van die preek is Sagaria 4 vers 6. Sagaria 4 vers 6, nie deur mag of geweld nie, maar deur my gees. Dit is die tema. Maar ek kom nou by die lees van die Bybel. Die Italiaanse joernalis en skrywer Giovanni Guareschi het vreeslike mooi stories geskryf oor Don Camillo. Don Camillo was 'n klein dorpse priester gewees daar in Italië, en die stories gaan oor sy wedervarings, hoe hy met mense gepraat het, dinge wat hy beleef het, en dan kom daar altyd 'n mooi boodskap daaruit. En in die meeste van die stories het Don Camillo 'n antagonis, 'n teenstander, en die persoon is maar gewoonlik die burgemeester Peppone. Peppone was so 'n opgeblaase persoonlikheid. Nee. Engels het so 'n mooi woord, pompous, nee, hy is so opgepomp. En hy het baie van homself gedink. En hy kom eendag by Don Camillo se huis, en hy hamer teen die deur, hy sê, maak oop! Dis Peppone, burgemeester, redder van die dorp, gesinsman, Christen, en 'n goeie mens. En Peppone roep van binne af, ek het die plek vir so baie mense hier binne nie, laat Peppone inkom, die ander kan my huis toe gaan. Nee. Don Camillo word nie beïndruk of geïntimideer deur mag of geweld nie. God ook nie. God word nie daardeur beïndruk nie. Sagaria sê dit tog so mooi. Nie deur mag of geweld nie, maar deur my gees. Hy stel dit twee teenoor mekaar. Dis of mag en geweld, of is die gees. Maar is nie die twee te by mekaar nie. Ek werk deur my gees. Maar snaaks so ons is, nee, party mense meer so as ander. Ons voel dat daar waar dinge nou gebeur, daar waar daar so 'n bietjie mag en geweld betrokke is, daar is die gees aan die beweeg, sal die ouens
altyd sê, nee. Daar waar die buitengewone goed gebeur, daar waar kragdadigheid ter sprake is, daar waar die predikers hard skree op die mense, en daar waar daar gebid word, maar wanneer daar gebid word, wonder jy, is dit nou 'n gebed of is dit 'n preek vir die Here, om vir die Here te vertel waar jy nou eintlik verwag hy moet verskyn, waar jy hom toe oproep. En daar's gewoonlik 'n hele klomp emosie en daar is spoeg betrokke. En mense word met harde woorde bang gemaak, met die hel gedreig en tot trane gedryf. Dis hoe dit baie keer gaan. Dan sê die mense, oh, halleluja, Maranatha, die Gees is besig om iets groots te doen. So asof, om het nou met respek te sê, die Gees so 'n mengsel is van harde woorde, emosies, spoeg, trane en oorverdowende klank. Dit kry jy by die voetbal ook. Maar dis hoe baie mense dink oor die Gees. Maar die Gees werk net soos die Vader en net soos die Seun, baie koevert, vlieg onder die radar, verskyn net iewers, doen iets, gaan weer aan. Die Gees werk so. Dis hoekom Jesus van Nikodemus gesê het, die Gees is soos die wind. Jy sien maar net sy effek. En ek dink baie keer aan die Gees as so 'n deurdringende wind, wat die blare laat ritsel, wat golfies op die lande bring. Nie 'n stormwind nie stormsterk nie. Dit is verwoestend. Maar 'n ligte, deurdringende wind wat so waai. Dis hoe ek aan die Gees dink. Jy moet mooi kyk, jy moet fyn luister, en dan sien jy die Gees se werking. Kom ons kyk by Genesis 1 vers 2. Dink aan die rol van die Gees by die skepping. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Die ou vertaling sê woes en leeg. Dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Die skepende sweef van die Gees oor die waters by die skepping, het dit tot gevolg gehad dat alles vandag daar is. En die woord wat daar gebruik word, om nou te verwys na die Gees se sweef oor die waters, is dieselfde woord wat gebruik word vir 'n arend, wanneer 'n arend besig is met haar kuikens. Sy broei eers oor hulle, sy skep hierdie warmte, sy skep vir hulle veiligheid. As daar moeilikheid kom, dan fladder sy dat hulle inkom, onder haar in. En wanneer die tyd kom dat hulle moet begin vlieg, hulle moet leer om te vlieg, dit moet gebeur, een of ander tyd, dan selfs met haar, noem het nou maar tough love, wat sy dan moet gebruik om vir hulle te kry om te gaan vlieg, dan lees ons ook sy fladder so oor hulle, weet, daar gaan julle, en dan begelei sy vir hulle al die pad, bemoederend. Dit is die woord wat gebruik word vir die Gees, wanneer die Gees oor die waters beweeg, skepend, bemoederend, so asof die ganse skepping vanuit 'n ewige baarmoeder na vore gaan kom. Dit is die Gees se werk, bemoederend. Jesus noem hom trooster. Pragtige woord om die Gees te beskryf. So wees daarvan bewus dat die Gees se teenwoordigheid beslis in jou lewe is, en dat hy fladderend soos 'n arend by jou betrokke is met sy liefde. Dis die eerste, die skepping.
Maar dan ook by die herskepping is die Gees betrokke. Lukas 1. Ek lees maar net by hierdie gedeelte van vers 34 tot 35. Maar Maria sê vir die engel, hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie? En die engel antwoord haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Weer dieselfde gedagte, die Gees gaan oor jou kom. Ons kan dit baie maklik vertaal met die Gees gaan jou omvou. Jy kan dit selfs vertaal, die Gees sal sy skaduwee oor jou gooi. En dan sal jy swanger word. Weer die baarmoeder, die veiligheid, die warmte, die intimiteit. Dit is waarmee die Gees geassosieer word. Vanuit dit uit kom die een wat die ganse wêreld sou red. En wanneer Jesus dan kom as die een wat nou sy lewe gaan aflê en in die proses lewe gaan skep, dan is dit ook die Gees wat die hele proses begelei. Van sy doop af is die Gees daar om hom ook te begelei op daardie pad. Die nuwe skepping, die herskepping, word ook so gebore vanuit die Gees se liefdevolle betrokkenheid by die skepping. Is soos wanneer 'n skilder met 'n skildery besig is, nee, jy kry seker skilders wat sulke strepe en goed maak en dan weet ek nie altyd wat dit beteken nie, maar oor die algemeen dis 'n intieme besigheid. Nee, hier kort iets, hier wil ek dit doen, en staan terug, betrokke by hierdie kunswerk, en as dit 'n beeldhouwerk is, ook. Dis hoe die Gees werk. Fyn, intiem, betrokke. Nie 'n stootskraper nie. Nie 'n stootskraper nie. 'n kunstenaar. Die derde wat ek wil sê, is ons moet ook dink aan die punt waar die Gees toe wel uitgestort is in Handelinge 1. Waar daar gepraat word daarvan, die uitstorting is in Handelinge 2. Maar in Handelinge 1 gee hy die belofte, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Wanneer die Gees oor julle kom. Dieselfde woorde wat gebruik is om vir Maria te sê, sy gaan swanger word. Die Gees gaan oor jou kom. Sy skaduwee sal val en die wêreld gaan verander. En weer is die skepping betrokke, want tot by die uithoeke van die wêreld moet die boodskap uitgaan. Maar dan sê hy nou juist hierdie woord, julle sal krag ontvang wanneer die Gees oor julle kom. En dis nou daar waar mense baie keer 'n bietjie skeefloop en sê, dit gaan kragdadig wees. Nee, die Here werk nie kragdadig nie. Gaan nie vir jou bevliegings gee nie. Nee, hy werk skepend deur ons almal. Kom in ons lewe, doen dinge, oortuig ons van goed, motiveer ons, en dan gaan ons uit en ons gaan doen wat ons moet doen. Hy maak ons vrugbaar. Hy kom raak ons aan. Hy kom vertroos ons wanneer ons deur moeilike tye gaan en miskien nie hoop het nie. Geef vir ons moed wanneer ons bang raak. En geef vir ons woorde as ons stom raak. Dit is die sagte werking van die Gees in ons elkeen se binneste. Jy hoef nie te wag nie. Trouwens, jy moenie wag vir een of ander kragdadige ding wat moet gebeur nie. Jy moet net elke dag wakker word en bewus wees daarvan. Die Gees is in my, die Gees werk deur my en die dag ingaan. En nou wil ek afsluit
kyk na die kenmerke wat die Gees vir jou gee. Het is my altyd interessant dat die terminologie wat baie ouens gebruik as hulle praat oor hulle geloofslewe, hulle spiritualiteit. As hulle nou ergens praat van die persoon was sterk in die Gees. Is wie behalwe dat ek altyd wonder, wat bedoel hulle nou daarmee? Laat dit my altyd gril. Wat beteken dit om sterk te wees in die Gees? Beteken dit dat ek een of ander sterk man syndroom kry en ek kan enige ding doen want die Gees is in my? Vriende, wat 'n soort krag gee hy vir my? Hy gee vir my 'n baie spesiale tipe krag. En daai krag beskryf hy met die woorde liefde, vreugde, vrede, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, goedhartigheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Daar kom 'n besondere krag deur daai goeders na ons toe. Wat geen geskree kan veroorsaak by jou nie, kan oproep by jou nie. Maar daar kom 'n sekere krag oor jou, die krag van die liefde, die krag van vreugde, die krag van vrede, die krag van vriendelikheid, wat ons tog baie keer sien. Die krag van goedheid, die krag van iemand wat geduldig is, die krag van iemand wat getrou bly, die krag wat uitgaan van 'n sagmoedige mens, en die krag waarvan gespreek word wanneer jy selfbeheersing in jou lewe toepas. Dit is wat die Gees in ons doen. En terwyl ons in die wêreld in beweeg, met ons boodskap ook van Pinkster, dat ons moet gaan plant waar God ploeg. En ons moet gaan soek, waar is die Here besig om te ploeg, terwyl ons daarvoor op die uitkyk is. Wees verseker daarvan, dat mense oor die algemeen op die uitkyk is vir tekens van God in die wêreld. En die goed wat hulle soek, kom soek hulle maar by ons, want waar moet hulle dit nou anders te gaan soek? En partykeer kry hulle dit en partykeer kry hulle dit nie. Maar dis die goed wat hulle kom soek. Hulle kom soek by ons hierdie vrug van die Gees. Daarin lê ons krag. Daarin lê die werking van die Gees. Peponi het gaan hard hamer aan Camilo se deur. En Camilo het hom weggestuur. Ek soek jou in die skare nie hier nie. Die Here sê vir ons, en so werk die Gees ook, in Openbaring 3, ek staan by die deur en ek klop. Ek is 'n gentleman, ek is 'n goeie gas. As jy die deur vir my oopmaak, dan kom ek in, en eet ek saam met jou, en jy eet saam met my. Mag die Here gee, dat ons eerder op sy sagte klop reageer, as op 'n gehamer. Amen. Vriende, ons gaan nou die nagmaal vier, voor die diakens die tafel kom regmaak, wil ek net in plaas van 'n formulier, eintlik nie in die plek van die formulier nie, maar ek gaan dit nou hier doen, 'n gedig van Sheila Cousins, wat aansluit by hierdie onderwerp, wat pragtig is. 'n vriendin het dit vir my so 'n paar jaar terug, het sy dit vir my deurgestuur, en
ek leef daaruit. Die sagte sprong is die naam van die gedig. Dit kom wanneer dit nie verwag word nie. 'n aanraking van die verstand. Lig soos 'n veer, vlugtig, maar presies. En jy dink as sy ligtheid so is, so potent, dat die aandag nog lank daarna die indruk behou, hoe moet sy vasvat wees? Dit kom wanneer dit nie verwag word nie. Iets wat die bewussyn tot in die lewe tref. Iets soos 'n sagte sprong. Vreugde, verbasing, vreugde, herkenning. Hoe moet u vasvat wees? Kan die diakens vir ons nou die tafel gereed maak asseblief? Goed, en dan nooi ek my gaste om na die tafel toe te kom asseblief. Dan het dit gemaak. Kom ons wat hier op. So, tweede hier. Ag, kan julle net so opskryf asof ek hier in die middel sit, dankie. Goed vriende, kom ons bid net saam. Here, ons dank u vir u sagtheid. En dat u in sulke klein tekens soos brood en wyn vir ons kom verseker daarvan dat u vir ons die lewe gee. Dankie Gees dat u hier is, dat u ons harte vermurwe om soos goeie grond u saad te ontvang. Dankie dat u die lewe gee. En ons bid dat vanuit hierdie nagmaaltafel uit ons draers sal wees van die nuwe lewe en dat mense tot geloof in u mag kom. Ons bid dit in die naam van ons Verlosser, Jesus die Christus, die gesalfde. Amen. Goed, ons maak maar soos altyd, ons deel die tekens uit en dan hou u dit daar by u totdat ons by die instelling kom. Goed.
sal nou vir julle bedien. Ek sal julle nou bedien. Sal jy met tafel bedien is. Geliefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap, ekskuus tog. O, ja, ekskuus, ek het vergeet, is iemand oorgeslaan. Nee. Julle slaan hulle nooit oor nie, so ek. Goed, dankie julle. Vind die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat dit vir jou gebeur het.
Die beker van danksegging is die beker wat vir ons verkondig dat die bloed van Christus ons met hom versoen het, met God versoen het, maar ook met mekaar. En ook met die wêreld. Drink daaruit en aanvaar die roeping wat die Here vir jou gee. Prys die Here alle nasies, loof hom alle volke, want sy liefde vir ons is sterk. Aan die trou van die Here is daar geen einde nie. Prys die Here. Vriende, ons gaan nou sluit met die lied Gaan dan heen, Vlamlied nommer 100, daarna die seën en dan die amen. Ja, dis ons hier so, né? Ja, dan moet julle maar opstaan en daar kyk of daar. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen, Waar hy jou gaan, versprei my land, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd Gaan dan ek maak die pad gelei, ek is langs jou om jou veilig vas te hou. Ek is agter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is onder jou, As jy sal val, dan dra ek jou. gaan dan heen, gaan in vrede, ek gaan doen wat ek jou vra. Versprei my land, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd Ek is rondom jou, want ek beskerm jou. Ek is hoog aan jou, want ek wil jou graag sien. Ek is binne jou, ek wil jou deur my Heilige Gees. Die seën van God die ewig sal vir ewig met jou wees. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my land, gaan leef my lewe, my kind onthou, ek is altyd Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troos van die Heilige Gees is met julle elkeen waar julle ook al gaan met sy boodskap. Amen.
Dankie.